Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat elektronies nou by ons erediens aansluit en spesiaal ook welkom aan al Unitas Park se lidmate wat die vakansie by ons inskakel. Mag ons almal saam vandag ook God se teenwoordigheid ervaar en beleef en mag ons 'n boodskap ontvang wat ons uit sy woord uit kan hoor en wat ons ook in ons lewens kan gehoorsaam tot sy eer. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om te midde van die koue oggend daar buite hier binne in U huis te kan kom warm word deur die woord en gees wat met ons praat en deur U wat in ons woon. Ons dankie Vader dat ons die voorreg het om deel te kan wees van die gemeenskap van die gelowiges. Dat ons saam met ons broers en susters in die geloof rondom U woord kan vergader en kan weet dat U ook by ons in ons midde teenwoordig is. Ja, Here, ons weet dat ons lewenspaaie partykeer nie heeltemal loop soos wat dit behoort te loop nie. Ons weet dat dit partykeer gebeur dat ons afdwaal, maar dankie dat U ons weer kom haal en dat U altyd daar is vir ons. Dankie dat ons U kan loof en prys en eer vir al die goedheid en guns wat U elke dag aan ons bewys en dat ons weet dat elke dag genade is. Dat elke dag 'n geskenk is uit U goddelike hand. En so kom dank ons U Vader vanoggend vir elkeen oud en jonk wat hier teenwoordig is en wat luister na U woord, wat ingeskakel is om te hoor wat U vir ons wil sê. En daarom wil ons met ontvanklike harte hoor en luister en konsentreer en fokus op dit wat U op die hart het. Here, ons wil ons ore by U mond kom hou, sodat ons U stem kan hoor. En ons wil ons hande vaardig gebruik om gehoorsaam te doen wat U van ons verlang. Ons dank U daarom, Here, vir U Heilige Gees wat U uitgestort het om in ons te woon, sodat U altyd by ons kan wees en ons in die waarheid kan lei. Dit alles bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons het verlede Sondag vir mekaar gesê dat die hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys wat God se seën uit genade ontvang, is om heelhartig uit volle bors die grootheid van God te prys. En nou gaan ons vandag so 'n trappie verder gaan. Ons het laas keer gepraat oor die arm weduwee wat nie baie geld gehad het nie, maar wat alles wat sy gehad het gegee het en wat daarom eintlik skatryk was, selfs ryker as van die rykste mense wat ons vandag op aarde ken, soos prinses Charlene daar van Monaco, waar die meeste Ferraris in die wêreld op een plek bymekaar is, en Elon Musk, wat bekend staan as die rykste man op aarde op hierdie stadium, wie se geld meer is as ons hele land se bruto binnelandse produk. En as hulle nie die rykdom het waaroor hierdie weduwee beskik nie, dan is hulle nie so ryk soos wat sy is nie. En vandag gaan ons nadink oor die tweede hoogste vorm van dankbaarheidsbetoning. So as lofprysing dan nou die hoogste vorm is, wat sou die tweede plek inneem naas lofprysing as die grootste manier, die beste manier waarop ons aan God kan dankbaarheid betoon vir al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, wat hy so ryklik aan ons skenk en uit genade, sonder dat ons dit verdien, oor ons uitstort. Die tweede hoogste vorm van dankbaarheid is niks anders as gebed nie. En vandag gaan ons lees hoe dat Paulus ook verder skryf in die Efesiërbrief en hoe dat hy dan nou vir die gemeente spesifiek bid
maar meer spesifiek vir God dankie sê vir die gemeente. Kom ons kyk, wat is Paulus se gebed in Efesiërs 1 vanaf vers 15? Die opskrif daar ook is Paulus se gebed. Daar is 2 gebede in hierdie Efesiërs brief. Ons gaan nog by 'n volgende geleentheid na die tweede brief ook kyk, die tweede gebed ook kyk in hierdie brief. En vandag kyk ons dan nou na die eerste gebed wat Paulus gebid het vir die gemeente daar in Efese, die Griekse gemeente daar. Paulus skryf, nadat hy nou gepraat het oor al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, waardeur die gemeente geseën word. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en julle so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Nou dit moet ons verstaan in die agtergrond van al die baie gode wat die Grieke geken het. Die Grieke het 'n hele sogenaamde mitologie gehad van 'n hoofgod, Zeus, en dan is daar 'n klomp ander gode wat saam met hom gefunksioneer het, wat hulle aanbid het en wat hulle gedien het. Onder andere daar in Efese was daar ook vir die koningin van wysheid, as ek reg onthou, die koningin Athene, het hulle daar ook vir haar 'n tempel gebou en haar ook aanbid. Hy sê, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en julle so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ons sien dus duidelik hoe dat hy praat van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Met ander woorde, die drie enige God, om hom te onderskei van al die baie verskillende gode wat die Grieke ook in hulle mitologie geken het. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Hierdie reeks waarmee ons besig is, het begin met die woorde sukses, voorspoed en rykdom. En hier praat hy dan nou verder ook oor die rykdom, en dit gaan nie oor finansiële rykdom nie, dit gaan oor die erfenis wat vir gelowiges bestem is, wat 'n rykdom is wat geld nie kan koop nie, en baie meer werd is. 'n Rykdom wat hierdie weduwee, wat al haar geldjies gehad het, wat in die kus gegooi is, ook tot haar beskikking gehad het, wat maak dat sy selfs ryker kan wees as prinses Charlene van Monaco en Elon Musk. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis weer die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. En jy moet onthou, die Grieke het nog steeds vir Alexander die Grote in hulle agterkop. Hy was vir hulle 'n rolmodel gewees, 'n belangrike leier. Hy het die hele destydse wêreld het hy oorgeneem
en het 'n heerskappy oorgevoer, hy het al die volke en nasies aan hom onderwerp, hy het al die mag en al die gesag en al die heerskappy gehad, en dit het die Grieke laat goed voel, en hulle het gevoel dat hulle die magtigste koninkryk en die magtigste nasie was, en nou praat Paulus met hulle oor iemand wat nog meer mag, meer gesag en meer krag gehad het as Alexander die Grote. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook nog in die ewigheid, in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Tot sover dan nou ons skriflesing vanoggend. Ons sien hoe dat Paulus in hierdie gedeelte onophoudelike gebed gebruik as 'n vorm van dankbetuiging. Ons het verlede keer vir mekaar gesê, die grootste, die belangrikste, die mooiste, die beste manier om vir God dankie te sê vir al die seëninge wat hy so uit genade vir ons skenk, sonder dat ons dit kan verdien, is om hom te loof, om hom te prys, om hom te eer. Nou kom ons ook daarby dat die tweede grootste manier is om hom te aanbid, om in ons gebede vir hom dankie te sê. Eers moet ons net 'n slag 'n bietjie gaan nadink, hoe lyk en klink ons gebede? Hoe lyk en klink jou gebede? Ons bid meeste van die tyd in die aand voor ons gaan slaap, in die oggend wanneer ons wakker word, of ons bid aan tafel, of ons bid voordat ons Bybelstudie doen. Veral bid ons ook wanneer ons in die kerk saamkom. Maar baie keer is die gebede wat ons bid eintlik maar 'n ou rympie wat ons elke keer oor en oor herhaal. Dieselfde woorde wat ons elke keer maar oor en oor sê. Nou ek weet nie van u nie, maar dit gebeur soms met my dat ek by iemand kom wat al ver gevorder is in jare. Iemand wat begin om aan demensie te ly. En iemand wat vergeet wat hulle jou al die vorige keer vertel het toe hulle jou gesien het. En dan vertel hulle vir jou dieselfde storie met dieselfde woorde en dieselfde detail vir 'n tweede keer, partykeer selfs vir 'n derde of vir 'n vierde keer. En dan voel 'n mens half ongeskik om vir iemand te sê, ja, nee, ek weet, jy het my eintlik dit al vertel, en jy luister nou maar weer geduldig. Nou wonder ek partykeer, wanneer ons so dieselfde ou gediggie oor en oor bid, want onthou, wanneer ons klein is en ons kinders, en ons ouers leer ons bid, dan leer ons gewoonlik so ou gediggie om op te sê. En dis maar 'n manier om kom ons sê nou maar 'n intree vlak gebed te leer ken. En baie keer raak mense by daai intree vlak van gebed vas. En lewenslank is dit maar 'n ou gediggie wat maar net dieselfde woorde oor en oor herhaal. En ek wonder baie keer of God nie moeg raak vir dieselfde ou storie oor en oor nie. As ek daarvoor moeg raak, is die kans se goed dat hy dalk ook daarvoor moeg kan raak. En ek is maar net 'n mens. Ek weet nie of u dieselfde daaroor voel soos ek nie. Maar ons hou daarvan om so nou en dan 'n bietjie afwisseling te kry. 'n Bietjie ander woorde te hoor. Na 'n ander storie te luister. Nie net elke keer dieselfde ou gediggie oor en oor te hoor nie. Somtyds is ons gebede niks anders as amper soos 'n inkopieslys waar ons aftik elke keer wanneer ons die item van die rak afgehaal het en in die trolly gelaai het nie.
'n inkopieslys waarin ons na God toe kom en 'n lysie het van goed wat ons vir hom vra, van goed wat hy vir ons moet doen. Ek luister so na die kinders wanneer hulle afsluit in die middag by die skool. En wat ek hoor is dat hulle elke keer, amper sonder uitsondering, vir die Here dankie sê vir die dag wat verby is, dat hulle vir hom vra om deur die dag wat nou vir hulle voorlê wanneer hulle huis toe gaan, saam met hulle te wees, om hulle veilig te bewaar en hulle weer môre veilig terug te bring by die skool. Dit klink amper vir my soos iemand wat 'n sjofeur het, wat hulle oplaai en wat hulle aflaai en wat hulle moet veilig by die een plek bring en weer veilig by die ander plek bring. Iemand wat hulle beskerm soos 'n sekuriteitswag. Wie is God dan? As hy die een is wat ons elke keer moet veilig bewaar en ons veilig weer moet terugbring by dieselfde plek waar ons die vorige dag was, wat in tye van eksamens by ons moet wees om ons te help om goed te doen met die eksamens. As dit alles wie God is, dan is hy eintlik maar bitter klein en het hy maar eintlik 'n baie klein posbeskrywing en pligtestaat. God is daarom maar soveel meer as net dit. God is nie maar 'n gelukbringer wat moet sorg dat dit altyd net met jou goed moet gaan nie. Of 'n sekuriteitswag wat jou altyd net moet beskerm nie. Of 'n checker 6060 wat jou inkopieslys moet by jou huis vir jou kom aflaai nie. Of 'n verpleegster of 'n dokter wat moet sorg dat dit altyd met jou fisies liggaamlik moet goed gaan nie. God is soveel meer as dit. En as ons dit besef van hoe groot God werklik is, as ons besef wat al die seëninge van die Gees is wat daar in die hemel is waarmee hy ons seën, en ons daai seëninge een vir een tel, dan behoort dit ons te vul met onuitspreeklike dankbaarheid. Dankbaarheid wat ons aan hom moet betuig, wat ons aan hom moet oordra. Paulus bid vandat ek gehoor het van julle geloof in Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. So Paulus skryf in sy brief, wat ons gesê het ook een van die seëninge van die Gees is aan die gemeente, skryf hy in sy brief vir die gemeente, hy het gehoor dat hulle glo in Jesus. Hy het gehoor dat hulle die evangelie wat aan hulle verkondig is, aangeneem het. Dat Jesus nou hulle verlosser is. Dat hulle nou ook al hierdie seëninge van die Gees tot hulle beskikking het. En dit vul Paulus met ongelooflike dankbaarheid. Dankbaarheid en blydskap, sodat hy onophoudelik, aanhoudend aan mekaar vir God dankie sê vir hulle geloof in die Here Jesus Christus. Want dit beteken hulle wat eens Grieke was, wat 'n klomp mitologiese afgode gehad het wat hulle aanbid het, nou die ware God ontmoet het, die ewige lewe ontvang het, die Here Jesus Christus leer ken het, en hom nou in die geloof en in gehoorsaamheid dien. Dit maak Paulus so bly, so dankbaar en so opgewonde, want dit beteken sy sending werk en sy sending ywer en sy verkondiging van die evangelie aan die gemeente daar in Efese was nie te vergeefs gewees nie. Hulle het dit ter harte geneem. Dit het hulle lewens radikaal verander.
waar hulle eers net daarop uit was om hulle sondige natuur en sondige begeertes te bevredig, wil hulle nou graag God gehoorsaam en wil hulle hom dien, is hulle nou deel van God se koninkryk, is hulle nou kinders van God, selfs al is hulle nie Jode nie, is hulle nou volk van God. En Paulus is so dankbaar daarvoor, dat hy onophoudelik aanhou om vir God daarvoor dankie te sê. Maar Paulus besef ook hoe noodsaaklik dit is om God werklik te leer ken. Want onthou, in hulle agterkop het hulle groot geword met al daardie verskillende Griekse mitologiese gode. En dit is belangrik om God werklik te leer ken, want wanneer 'n mens God nie werklik ken nie, kan jy eintlik maklik besig wees om 'n afgod te aanbid. En Paulus het 'n spesifieke definisie vir wanneer iets of iemand 'n afgod is. En dit kry ons in Handelinge 17 vers 29, waar hy daar in die Areopagus kom en met die mense praat oor hoe godsdienstig hulle is. Hy sê vir hulle, dis wonderlik dat hulle godsdienstig is, en die rede waarom hulle godsdienstig is omdat God dit binne mense se bereik gebring het om hom te leer ken. Calvin het gepraat van 'n sensus divinitatis, dis Latynse woorde wat beteken 'n bewussyn van God se bestaan. En hy kry dit by selfs die mees primitiefste volke in die wêreld, waar hulle behoefte het om iemand te aanbid wat soveel groter as hulle is. En al bid hulle tot krokodille of olifante of slange of boomstompe of een of ander iets wat vir hulle heilige voorwerpe is, beteken dit dat hulle tog in hulle binneste 'n bewussyn het van 'n goddelikheid. En daar waar Paulus by hulle gekom het in Griekeland, het hy gesien daar is 'n klomp verskillende tempels vir al hierdie afgode wat hulle dien. En onder andere, hulle kry daar ook 'n tempel waarop daar staan aan die onbekende God. So hulle het so baie gode dat hulle voorsiening maak daarvoor dat daar selfs 'n God is wat hulle nie ken nie. En dan kom Paulus en dan sê hy vir hulle, dis oor hierdie onbekende God, die God wat julle nie ken nie, wat ek met julle wil praat, waarvan ek julle wil vertel. Ek wil julle vertel van Jesus, God wat mens geword het, wat vir julle sonde gesterf het, wat die geheimenis van God is, wat opgewek is uit die dood, en nou die hoogste posisie in die heelal ingeneem het. Ek wil julle van Jesus vertel, wat al julle sondes wil verwyder, sodat julle die ewige lewe kan hê. Dis die onbekende God van wie ek julle wil vertel. Hy sê al hierdie ander gode wat julle dien, is eintlik niks anders as menslike vaardighede en verbeelding nie. Dis dinge wat mense gemaak het. Dis nie ware gode nie. Dis nie enige iemand of iets wat enige iets vir julle kan beteken of vir julle kan doen nie. Want hulle bestaan eintlik nie regtig buitekant julle verbeelding nie. En hierdie beelde wat julle so verkoop, beelde van Athena en van Zeus en van al die ander gode wat julle het, dis eintlik mensgemaakte beelde. Hulle kan nie sien nie, hulle kan nie hoor nie, hulle kan nie met julle praat nie, hulle kan niks vir julle doen nie. Maar ek wil vir julle vertel van iemand wat werklik God is en wat werklik vir julle iets kan doen.
die drie-enige God. En daarom sê hy in sy gebed, bid hy, dat hulle vir God werklik kan leer ken. Die ware God werklik kan leer ken. Nou geliefdes, dis ook vir ons belangrik om dit baie mooi te begryp. Want wanneer Paulus praat oor die kennis wat hulle het van die werklike God, dan praat hy van God wat hom aan hulle openbaar. Met ander woorde, God wat homself aan hulle kom bekendstel. Dis nie iets wat hulle self uitgedink het nie. Dis nie iets wat hulle self gemaak het nie. Dit is nie 'n verbeeldingsvlug nie. Dis die ware God wat hom aan hulle kom bekend maak het. En Paulus het daardie ware God ontmoet op pad na Damaskus toe Jesus aan hom verskyn het. Daarom bid Paulus dat God die Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees aan hulle die wysheid sal gee en homself so aan hulle sal openbaar dat hulle hom werklik sal kan ken. En daar word die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem, die drie-enige God, die enigste ware God, die God wat hom aan ons bekend kom maak het, aan ons kom openbaar het. Met ander woorde van bo af. Nie iets wat ons van onder af uitgedink het nie, en self uitgedink het nie. Daar is baie mense wat in hulle eie koppe vir hulle self 'n God skep, wat self besluit wie hulle dink God is, en dan daardie God aanbid. En dit is niks anders as afgoderry nie. God openbaar homself in sy woord aan ons. En dis waar ons hom moet leer ken. Dis deur sy Heilige Gees, sê Paulus, wat God vir ons die wysheid gee, om daardie openbaring te kan begryp en verstaan en te kan weet wie God werklik is, sodat ons die ware God kan aanbid, en nie kan besig wees met nuttelose afgoderry nie. In 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11 skryf Paulus aan ons dan het God dit, dis die evangelie, deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie behalwe die Gees van God. So wat bedoel Paulus met daardie woord? Wie ken jou regtig? Regtig, egtig. Eintlik net jouself. Net jou gees. Mense om jou dink hulle ken jou en dink weet wie jy is. Maar ons het almal geheime. Ons het almal geraamtes in die kas. Ons het almal sekere goed wat ons nie vir ander mense wys nie, wat ons wegsteek. En dis net ons gees wat daardie dinge ken. So sê Paulus, is dit net die Gees van God wat die diepste geheimenisse van God deursoek. En dis net die Gees van God wat God werklik ten volle ken. Net soos wat jou gees jou werklik ten volle ken. En daarom, as ons God werklik ten volle wil ken, dan moet ons sy gees toelaat om hom onsself aan ons te openbaar. En selfs dan gaan ons nie in staat wees om God ten volle te kan ken nie. Wat? Nie eers die Gees van God ken hom ten volle nie. Hy ondersoek die geheimenisse van God. God is so 'n misterieuse wese, so geheimenisvolle wese,
dat ons net iets van hom kan begryp en iets van hom kan verstaan. Veral in hierdie bedeling en hierdie lewe hier op aarde, ken ons net ten dele en sien ons in 'n dowwe spieël 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons God ten volle ken, soos hy ons ook ten volle ken, soos Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf. En dan is daar nog iets wat belangrik is wat ons moet besef. Daar is verborge dinge van God wat net gelowiges kan sien met die geloofsoog. Nou die geloofsoog is nou nie jou fisiese oog nie. En baie van ons dra bril sodat ons met ons fisiese oog beter kan sien, veral as ons klein lettertjies moet lees. En as jy oor 40 kom, nou ja, dan het jy amper nie meer 'n keuse nie, dan gaan jy in daai rigting moet beweeg. Maar jy het ook 'n geestesoog, 'n geloofsoog. Jy kan iets in die geloof sien wat met die blote fisiese oog onsigbaar is. Wanneer jy glo dat God bestaan, dan kyk jy met jou geloofsoë na God. Jy sien hom nie met jou fisiese, biologiese oë nie. Jy sien hom met jou geloofsoë. Vir mense wat nie glo nie, is dit onmoontlik om God te kan sien. Dis net vir gelowiges moontlik om te kan weet dat God bestaan, dat hy daar is, dat hy lewe, dat hy by jou is. Paulus bid daarom vir verheldering van geestesoë. En as hierdie verheldering van die geestesoë plaasvind, as hierdie geloof in jou posvat en groei en sterker word, dan kom jy tot meerdere kennis. Kennis wat ongelowige mense nooit sal hê nie. Jy weet verseker sekere dinge. Hebreërs 11 vers 1 sê mos, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, met ons fisiese oë sien nie. Jy is oortuig dat God bestaan, al sien jy hom nie fisies nie. Paulus bid dan vir hierdie verheldering van hierdie geestesoë, sodat hulle kan weet, in die eerste plek, watter hoop God se roeping inhou. God roep alle gelowiges. Vir elkeen roep hy vir 'n eie spesifieke taak, werk en funksie. Vir sommige mense roep hy om predikante te wees. Vir ander roep hy om onderwysers te wees. Vir sommige roep hy om besigheidsmanne te wees, of boere te wees, of polisiemanne te wees, of ingenieurs te wees, of elektriesiëns te wees, of bouers te wees. Maar elke beroep wat beoefen word, behoort 'n roeping van God te wees. Maar behalwe vir jou aardse beroep wat jy het jy ook 'n hemelse beroep. Noem dit nou maar 'n hemelse beroep. 'n Beroep om vir God tot diens te wees in sy koninkryk. 'n Burger in sy koninkryk wat sy medewerker is, wat saam met hom werk aan die uitbreiding van sy koninkryk. En daarvoor roep hy jou. Hy roep jou om sy getuie te wees. Om vir die wêreld te gaan vertel dat hy die Messias en die Verlosser en die Here is en dat hy die ewige lewe bewerkstellig het.
Hy roep jou om in diens van sy koninkryk sy medewerker te wees en voorbidding te doen vir hulle wat voorbidding nodig het. Om noodverligting te doen vir hulle wat in nood is. Om vrygewig te wees vir hulle wat dit nodig het. Om diensbaar te wees in sy koninkryk met projekte wat die kerk aangepak kan word. Om oor die onderskeidingsvermoë te kan hê, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen dwaalleer en die waarheid. En al die ander gawes waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 12 tot 14. God roep jou daarvoor. En wanneer jy hierdie roeping gehoorsaam en doen, dan maak dit hier in jou binneste 'n hoop wakker. 'n Hoop wat weet, maar daar is 'n lig aan die einde van die tonnel en dis nie 'n trein nie. Dit is God wat vir my 'n beloning inhou, 'n hemelse beloning wat saam met die ewige lewe vir my gegee word. En ek in God se ewige heerlikheid kan deel. Die tweede ding waarvoor Paulus bid vir die verheldering van die geestesoë, is sodat hulle kan weet wat 'n rykdom daar in die heerlike erfenis is wat God vir hulle bestem het. En dis die rykdom wat daardie arm weduwee oor beskik het, wat al haar geldjies in die offergawe kus gegooi het. Rykdom wat groter is as Elon Musk se rykdom, as prinses Charlene se rykdom, as hulle nie ook hierdie rykdom tot hulle beskikking het nie. 'n Heerlike erfenis wat God vir sy kinders bestem het. Nou wanneer kry ek 'n erfenis? Ek kry 'n erfenis wanneer iemand van wie ek 'n erfgenaam is, te sterwe kom. En hy in sy testament sekere goed aan my bemaak het. Dan word daardie erfenis myne. Nou Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. En Paulus skryf ons is kinders van God in Romeine 8. En dan daarmee saam sê hy ons is God se erfgename. Wat besit God? Psalm 24 sê in vers 1, die aarde behoort aan die Here. Die wêreld en die wat daarin woon. Alles is God se. En as ek 'n erfgenaam van God is, dan is alles ook myne. Maar dit beteken nie dat ek nou ander mense se plase kan gaan vat en grondonteiening sonder vergoeding gaan doen, omdat alles nou myne is en alles aan my besit nie. En dit is nou nie wat dit bedoel nie. Die feit dat ek kind van God is, dat ek 'n prins en dat ek 'n prinses is, beteken dat hierdie ganse skepping wat God gemaak het, ook vir my gemaak is. En dat die opdrag wat hy vir Adam en Eva gegee het om daaroor te heers, om dit te bewerk, om dit te beskerm, te bewaar, op te pas, te versorg, dat dit ook my opdrag is. En dit geld nou vir hierdie bedeling. Maar ek het ook 'n erfenis in die bedeling wat kom. Wanneer ek met 'n verheerlikte liggaam, soos Jesus uit die dood opgestaan het, ook uit die dood opstaan. Om vir ewig by God te wees en in sy heerlikheid te deel. 'n Hemelse erfenis. En ek moet weet hoe groot daardie erfenis is. En oor watter rykdom dit beskik. Dis die hemelse skatte
wat mot en roes nie verniel en waarby diewe nie inbreek en steel nie. En dan die derde ding waarvoor Paulus bid, is dat die gemeente se geestesoë so verhelder sal word, dat hulle sal weet hoe geweldig groot die krag is van God wat in hulle werk. Hy sê, dis dieselfde kragtiging, dieselfde kragtige werking van sy mag, waardeur hy Christus uit die dood opgewek het. So Christus se opstanding uit die dood is deur goddelike krag bewerkstellig. Dit kom as gevolg van die almag van God. En Paulus sê, God werk met daardie selfde almag ook in gelowiges, ook in jou en my. Wanneer doen hy dit? Hy doen dit wanneer hy my uit die sondige natuur laat opstaan, die sondige natuur wat my geestelik doodmaak. Hy laat my daaruit opstaan, sodat ek vir ewig vir hom kan lewe. Gehoorsaam aan hom, nie om te probeer verdien om die ewige lewe te kry nie, maar uit dankbaarheid omdat hy vir my die ewige lewe uit genade gegee het. Iemand is wat wedergebore word en wat daarop reageer deur in Christus te glo, tot bekering te kom en aan God gehoorsaam te wees, het dit reg gekry, nie omdat hy so oulik is nie, of oor soveel krag beskik nie, maar omdat God met dieselfde krag in sy lewe gewerk het, as waarmee Christus uit die dood opgestaan het. En dit is rede tot enorme groot dankbaarheid, wat ons in ons lofprysing te kenne gee, maar ook in ons dankgebede. Maar Paulus stop nie daar nie. Hy sê dieselfde kragtige werking waarmee Christus uit die dood opgewek is dieselfde kragtige werking wat God ook gebruik het om vir Christus te verhoog, sodat hy die grootste, hoogste opperbevelvoerder plek in die ganse heelal kan inneem. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat nog kom. En dit sê hy vir die Grieke, omdat hulle met die Griekse mitologie nog in hulle agterkoppe is. Waar hulle gedink het dat Zeus nou die hoofgod is en dat sy kinders nou aan hom onderdanig is, dat het mos so hiërargie in hulle mitologie. Hy sê Jesus is groter as Zeus, as hulle grootste moontlike God wat hulle ook al tot hulle beskikking mag hê, wat natuurlik maar net 'n afgod is. Jesus beklee die hoogste plek in die ganse heelal. En hy beklee dit omdat God met sy krag dit moontlik gemaak het. En met daardie selfde krag werk God ook in jou en my, sodat ons die sonde kan oorwin en die ewige lewe kan kry. Hoe kan ons anders as om God daarvoor te dank? Die krag waarmee God in ons werk is ook een van die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, waarvan ons by die vorige geleentheid gelees het. Dis die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, wat Jesus laat opvaar het na die hemel toe, wat hom die hoogste gesagsposisie in die heelal laat inneem het, en nou is hy vir ewig die opperbevelvoerder in die heelal en ook die hoof van die kerk. Die kerk wat sy liggaam is. En alle gelowiges.
God werk ook in alle gelowiges met daardie selfde krag, sodat hulle aktief deel kan wees van die kerk, omdat hulle ledemate is van die hoof van die kerk, Jesus Christus. Aktiewe deelname met die gawes en die talente wat God vir ons gegee het, aan die werksaamhede van die kerk, is nie 'n opsionele ekstra nie. Dis nie 'n keuse wat ons het, wat ons kan uitoefen as ons so voel, of kan nalat as ons dit nie lus is om dit te doen. Aktiewe deelname aan die kerk is 'n noodsaaklikheid. Dis 'n noodwendige gevolg van die krag waarmee God in ons werk, omdat ons daarvoor dankbaar is. Dis hoekom ons deel is van die kerk. Hierdie liggaamsdele van die kerk, elke lidmaat van die kerk, elkeen van ons wat vandag in die kerk sit, elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister en wat deel is van die kerk, elkeen pas by mekaar. Elkeen vorm saam 'n eenheid. En elkeen vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. So ons het gehoor van geloof, ons het gehoor van hoop, en daarom sal ons ook hoor van liefde. Geloof, hoop en liefde is die 3 dinge wat 'n gelowige se lewe kenmerk. Jy moet daai 3 dinge hê. En jy moet dit beoefen. Nou Paulus praat oor hierdie liggaamsmodel, die liggaam van Christus model in Efesiërs 4, Romeine 12 en 1 Korintiërs 12 tot 14. Hy praat van die oog en die oor, die hand en die mond en die voet. En so is elkeen van ons iets in die liggaam van Christus, 'n liggaamsdeel. En ek kan nie 'n geamputeerde liggaamsdeel wees nie. Ek kan nie 'n hand wees wat afgekap is en daar een kant lê nie. Want 'n hand wat afgekap is en daar een kant lê, kan niks doen nie. Behalwe na een Disney storie van die hand wat so kruip. Dis maar net 'n storie, dit kan nie regtig gebeur nie. As jou hand afgekap is hy gone. Hy kan nie meer werk nie. Hy moet deel wees van die liggaam om te kan werk. So moet ek deel wees van die kerk om my funksie te kan vervul, om te kan werk. Anders beteken ek niks. Ek kry eers waarlik betekenis wanneer ek deel is van die liggaam van Christus en wanneer ek die gawes en die talente wat hy my gegee het en waarmee hy my toegerus het, gebruik in sy diens. Sodat ek die medegelowiges in hulle geloof kan versterk en die gemeente as liggaam van Christus opgebou kan word, met Christus as die hoof van die kerk, wat die leiding neem, wat die opperbevelvoerder van die kerk is. Dis vir 'n Christen onmoontlik om nie deel te wees van die kerk. Net soos wat dit vir 'n vis onmoontlik is om nie in water te wees. As jy 'n vis uit water uitgehaal het, gaan hy dood. As jy 'n gelowige buitekant die kerk laat staan, dan gaan hy uiteindelik geestelik doodgaan. Ons kan nie op ons eie kerk wees nie. Ons kan net kerk wees saam met mekaar en saam met ons medegelowiges. En dis hoekom kerk toe gaan so 'n belangrike deel van 'n Christen se lewe is en moet wees. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Dit is hoe God dit wil hê. Daar is voorvereistes vir gebed as die tweede hoogste vorm van dankbetuiging, wat ons ook in hierdie gedeelte aantref. Die eerste is dat jy God drie-enig werklik moet ken. Voordat jy op jou knieë gaan en begin bid, moet jy eers besef met wie jy praat, met wie jy te doen het.
Jy het te doen met die opperbevelvoerder van die groot heelal, wat jou so lief het, dat hy mens geword het in Jesus Christus om aan die kruis vir jou te sterf. Jy het te doen met 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Een goddelike wese, wat hom aan jou openbaar in 3 goddelike persone. Elkeen het 'n unieke rol en 'n unieke funksie in jou lewe. En jy moet besef hoe groot en almagtig en heilig God is, voordat jy dit durf waag om sy naam op jou lippe te neem. Jy moet ook weet watter hoop sy roeping inhou. Jy moet weet dat jy nie hier is om dowe neute nie. Jy's nie sonder rede op aarde nie. Die feit dat jy nog hier op aarde is genade van God. En dis met 'n plan en met 'n doel en met 'n roeping so. Jy moet jou roeping ontdek. Jy moet op jou knieë gaan en gaan seker maak, wat is God se roeping vir jou? Hoekom is jy hier? En dit gee jou hoop. As baie kere in 'n mens se lewe, veral in die lewe van 'n predikant, waar daar moeilike tye op jou pad kom, tye van beproewing. En die enigste ding wat jou deur daardie tye van beproewing dra, en wat jou laat voortgaan om te doen wat jy moet doen, is jou roeping. En dis nie net waar van predikante nie. Dis waar van alle mense. As jy jou roeping ontdek het, dan gee jou roeping vir jou hoop. Sodat jy in moeilike omstandighede nog steeds kop bo water kan hou, al swem jy vir sypslag. Jy kan kop bo water hou, want jy weet daar is hoop. En jou hoop is geanker in jou roeping. God het jou hier op aarde geplaas, omdat hy jou nodig het, omdat jy 'n roeping het. 'n Roeping wat jy moet vervul. Ek wil ook net vir jong mense iets sê wat hiermee gepaard gaan. Die belangrikste ding wat jy in jou jong lewe kan doen, is om uit te figure, wat is God se roeping vir jou? Waar het hy jou nodig? Waar wil hy jou gebruik? Dit gaan bepaal wat se beroep jy eendag gaan beoefen. Dit gaan bepaal wat se vakke jy gaan kies. Dit gaan bepaal wie jy is. Want jou roeping, jou beroep, jou werk, jou identiteit is ten nouste met mekaar verbind. En dit gee jou hoop. Dan moet ons ook weet wat 'n roeping en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons bestem het. Ons moet besef, ons is nie armsalige mense wat jammer gekry moet word nie. As ons kinders van God is en ons in Jesus glo, dan beskik ons oor 'n rykdom wat al die geld in die wêreld nie kan koop nie. Ons beskik oor 'n heerlike erfenis, want ons is erfgename van ons Vader in die hemel. En daar wag vir ons 'n erfenis, 'n ewige erfenis, wat God bestem vir elkeen wat glo, 'n ewige lewe met 'n verheerlikte liggaam
in die hemel by hom, waar mot en roes nie verniel, en wat diewe nie by kan inbreek en steel nie. Ons moet ook weet hoe geweldig groot die krag van God is, waardeur hy ons verlos, en waarmee hy in ons werk. 'n Krag wat ons verstand te bowe gaan. 'n Krag wat ook maak dat ons nie uit ons eie krag uitprobeer om verlos te word nie, maar uit genade en dankbaarheid besef dat dit God is wat ons verlos. En dan moet ons elkeen ons funksie as ledemaat in die liggaam van Christus aktief vervul, sodat die kerk daardeur in liefde opgebou kan word. Dis ons roeping, dis ons taak, 'n heerlike taak, wat ons uit dankbaarheid vervul. Ja, ware rykdom kan nie met geld gekoop word, of op enige manier verdien word nie. God skenk dit uit genade, gratis en verniet, vrylik aan ons, soos hy wil en aan wie hy wil. Ons kan hom nie daarvoor voorskryf nie, ons kan hom ook nie blameer nie, dis sy soewereine wilsbesluit. En as jy dit gekry het, dan moet jy die hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys wat God se seën uit genade ontvang het gebruik, en dit is om heelhartig uit volle bors die grootheid van God te prys. En dan die tweede, hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys wat God se seën uit genade ontvang, is om die ware God dankbaar daarvoor te aanbid. Die enigste ware drie-enige God. Met dank in jou hart, dankie te sê vir die krag waarmee hy in jou werk, vir jou roeping, vir jou erfenis. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, voordat ons vandag met U praat, wil ons eers nadink oor wie U is. Ons wil eers besef met wie ons te doen het. Ons wil besef dat ons praat met die almagtige God, die alomteenwoordige God, die alwyse God, die drie-enige God, die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil kom dankie sê omdat U in ons werk, om ons te verlos met dieselfde kragtige werking van U mag, waardeur U vir Jesus Christus uit die dood opgewek het. Ons wil U kom eer en dank vir die heerlike roeping wat U vir elkeen van ons in gedagte het. 'n Roeping wat vir ons hoop gee. Ons wil met ons hele wese vir U kom dankie sê, dat ons kan deel wees van die liggaam van Christus, waarvan U die hoof is. En dat U ons toerus met gawes en met talente, sodat ons U dankbaar kan dien. En sodat ons medegelowiges tot diens kan wees. En mekaar kan opbou in ons geloof, sodat U gemeente as liggaam van Christus ook daardeur opgebou kan word. Ons wil kom dankie sê vir al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, wat U so ryklik oor ons uitstort en waarmee U ons elke dag versorg. Dankie vir ons verlossing, vir ons vergifnis van sonde, vir die ewige lewe en vir die ryke erfenis
wat U vir ons in bewaring hou. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Dankie vir die ewige lewe, waarmee ons met soveel verwagting kan uitsien. En wat ons kan weet ook ons erfdeel is. Ons wat in Christus Jesus ons Here glo. Hy wat die opperbevelvoerder van die ganse heelal is, aan wie U alles onderwerp het, sodat U kan regeer van ewigheid tot ewigheid. En ons U gehoorsame onderdane kan wees. Vader, ons bid in hierdie yskoue tyd van die jaar waarin ons leef, vir so baie mense wat nie 'n warm plekkie het om te bly of te slaap nie, wat honger is, wat arm is en wat swaar kry. Ons bid, Here, dat wanneer hulle ons lewenspad kruis, U deur die Heilige Gees vir ons die leiding sal gee om ook hulle nood te help verlig. Ons bid vir elkeen wat siek is in die hospitale en tuis. Ons bid vir al ons bejaardes, vir wie alles in die lewe 'n groot uitdaging is, wat nie meer alles kan doen wat hulle kon doen toe hulle jonger was nie. Ons bid vir al ons weduwees, ons weewenaars, ons weeskinders, almal wat alleen voel hier op aarde. Ons bid, Vader, dat U ook sal wees met al ons projekte wat ons beplan, hier in Falconreach gemeente, ook in Unitas Park gemeente, waar hulle in die proses is om ook 'n nuwe predikant weer te kry. Bid ons, Vader, dat nie ons wil nie, maar U wil sal geskied, en dat U met wysheid vir ons die leiding sal gee om die regte besluite te kan neem. Seën ons dan ook, Vader, elke dag van ons lewe, dat ons vir elkeen om ons tot seën kan wees. Uit dankbaarheid vir alles wat U vir ons doen en beteken. En gee, Vader, dat al ons gebede altyd dankgebede sal wees, uit waardering vir wat U alles vir ons doen, gee en beteken. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het vanoggend weer ons gebruikelike sagte dankoffers, wat ons elke eerste Sondag van die maand het. Jammer daaroor. Die van u wat elektronies by ons ingeskakel het, kan dit ook elektronies inbetaal. Die mense by Unitas Park kan maar weet dat dit ook gedeel word. U kry ook 'n deel daarvan, die helfte. En dan gaan ons afsluit met lied 562, ons gaan dit op 'n ou melodie sing. Ek wil veral vir u herinner aan die 3de vers en vra dat u baie mooi na die woorde daarvan sal kyk. Dank Vader, dank vir u genade, dis onverdiende guns alleen. Beoordeel u na reg my dade, waar sal ek skuil? Waar vlug ek heen? Maar nee, ek wil nie vrees nie. U spreek my vry om Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommerd wees nie. In hom is rus vir my gemoed.